Goeiemôre en natuurlik voorspoed vir julle jeugdag. Al die jeugdiges is al buite. Ek hoop julle gaan almal lekker braaivleis hou vir julle ouers vandag, want dit is waaroor jeugdag gaan. Maar nee, ek grap sommer. Maar ons gesels 'n bietjie vanoggend met ons jeug en natuurlik oupa, ouma wat hierdie program kyk of pa of ma, gaan gesels bietjie met julle kinders op hierdie jeugdag juis rondom finansies. En as ons natuurlik na finansies kyk, jy weet ons jeugdiges, dan het ek 'n paar, kom ons sê, wenke waarna 'n persoon byvoorbeeld kan kyk. Nommer 1 is, stel duidelike doelwitte. So as jy 'n duidelike doelwit vir jouself wil stel, en dit sal byvoorbeeld sê, ja, as ek daai PlayStation wil hê, of as ek daai deposito vir my eerste voertuig wil hê, of as ek byvoorbeeld net sakgeld wil hê vir my jaareinde vakansie, saam met 'n paar pelle van my, jy weet, so daai doelwitte moet baie konkreet geplaas word. Leer jou kind, of natuurlik 'n jong tiener, of jou volwasse tiener, jy weet, om basies daai goedjies om neer te skryf en daai mylpale vir homself te kan teiken en natuurlik by daai mylpale te kan uitkom. Alright, so dat is tip nommer 1. Tip nommer 2 is natuurlik, maar hoe kom ek by daai doelwit of daai mylpaal uit? En dit is dan die manier van hoe spandeer ek my inkomste of my sakgeld. As ek byvoorbeeld daarna gaan kyk, dan gaan ek dit in 3 kategorieë indeel. Okay, so ek gaan byvoorbeeld kyk, ja, watse gedeelte kan ek spandeer? En dis op goedes wat ek nodig het. So my elke dag se tipe van goedjies, my skoonmaakgoedjies, my spuitgoed dalk, of algemene goedes wat soos byvoorbeeld as ek dalk 'n jong student is soos kos of daai tipe van goedes wat by moet kom, maar weer eens is daar geld wat altyd gaan oorbly. Daai oorblywende kapitaal kan ek 'n spaargedeelte wegsit na my doelwitte toe, maar hier's een baie belangrike tip, is om altyd seker te maak as 'n klein geldjie wat oorbly wat jy kan in die formaat gaan plaas van gee. En dit is die vorm van teruggee. Die beginsel daarvan is ook net so belangrik, of dit in die vorm van 'n tiende is, en in die vorm is net van dat jy gee terug, wat baie belangrik is. As ons dan nou na ekstra tip of 2 gaan kyk wat baie belangrik is, wag voordat jy koop. So, wag hy 24 uur voordat jy koop, al was dit vir jou 'n doelwit gewees en jy by daai doelwit uitgekom, jy het die kapitaal om dit te gaan doen, dan gaan sit jy en jy gaan besluit weer, is dit regtig waar daadwerklik iets wat ek moet koop, of kan ek dalk ietsie eerder anders te gaan doen met hierdie kapitaal, wat ek eintlik nou op die regte manier gebekom het, en wat ek byvoorbeeld bymekaar gesit het. En dan natuurlik waarom ek julle wil los, is om altyd te gaan sê, ja, geld moet werk vir jou. Okay, maar nooit onderdanig raak aan geld nie, geld moet vir jou werk. Sodra jy 'n slaaf is van geld, dan het jy onderdanig geraak aan geld, dan doen jy dit nie reg nie. Okay, so dan moet jy basies weer na jou hele proses gaan kyk en seker maak dat geld vir jou werk, en natuurlik die lekker deel is daarvan, sodra jy daai resep bymekaar gesit het, so jy dit altyd die res van jou lewe sê dit reg kry, en dan sal baie voorspoed vir jou gebou word met daai taktiek. Julle moet julle dag geniet, en weer eens onthou net, julle braai.